Liewe vriende, soos altyd, soos ons sê, is dit lekker om weer eens saam met julle te kan mag kuier. Ja, ons het nou rukkie gebreek hierso in terme van tegniese probleme om hierdie diens te kon uitsaai, maar ons is terug op die lig en soos ouer gewoonte, aan my linkerkant brand die kers, aan my regterkant het ons die leekruis wat vir my en jou steeds geldig is vandag. En dat die Here wat vir my en jou lief was, sy lewe vir ons gegee het, vir ons sondes aan die kruis gesterf het en ons daarom die lewe in al sy volheid kan geniet. En daarom kan ek jou groet en sê genade en vrede vir jou van God ons Vader, die een wat alles tot stand gebring het. Van God die Seun wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, van God die Heilige Gees wat ons dag tot dag ontmoet en ons nooit alleen sal los op ons daaglikse reis nie. Amen. Terwyl ek nou die seën uitspreek, gaan dit deur my gedagtes oor wat daarvan wat ons doen wanneer ons by mekaar kom, het nou al tradisie of gewoonte geraak, om vir mekaar te groet, mekaar welkom te heet, waar jy jouself bevind, of jy in die buiteland is, of jy by die huis is, of jy siek is, of maak nie saak wat se rede jy nie vanoggend saam met ons in die kerk kan wees nie. En dan verder terug in die geskiedenis in die seëngroet, wat daarvan het maar net tradisie geword om te sê, dat ek groet jou in die naam van die Vader, die een wat alles tot stand gebring, van die Seun wat vir ons sondes aan die kruis gesterf, van God die Heilige Gees. Wat glo ek van God die Vader en die Seun, die drie enige God wat eintlik alomteenwoordig is by my en by jou. En dis belangrik dalk wanneer ons kyk na vanoggend se erediens wat 'n handleiding vir geloof is, wat die tema is. En waarom 'n handleiding vir geloof? Want hierdie Sondag het ons die voorreg om in die gemeente te sien hoe 19 jong mense openbaar belydenis van geloof aflê. En waarom is dit belangrik dan om 'n handleiding van geloof te hê? Ja, natuurlik vir hulle en hopelik is die handleiding eintlik nou al so 'n bietjie geskryf in hulle eie taal. En dan vir my en vir jou wat nou na hierdie erediens kyk, is dat dit steeds vir my en vir jou geldig is om 'n handleiding te hê in terme van geloof. En dat hierdie handleiding altyd opgedateer moet word en aangepas moet word om die lewe te kan lewe en 'n verskil te kan maak na buite toe. En daarom gaan ek vandag saam ons 'n stuk lees uit Lukas 10 uit, om ons kan help of dit 'n handleiding is. Maar voor ons by Lukas 10 uitkom, moet ons net 'n paar goed sê. Op die plaas het ek 'n ou engine, of nie 'n ou engine nie, eintlik 'n nuwerige engine wat ek gekoop het, 'n John Dong motor. En hy kom altyd saam met 'n handleiding, maar die handleiding is geskryf in Chinikaans, in Chinese Afrikaans. En die verduidelikings wat daarin staan is nooit altyd duidelik wat daar gesê word of mooi verstaanbaar of verklaarbaar eintlik in wese nie. En hoekom ek daarna spesifiek verwys is dat mense dit baie keer in verwarring kan bring. Ek onthou ek moet op 'n stadium die ringe van daai engine vervang het en wat 'n stryd dit was om die instruksies van die handleiding raak te lees en te verstaan, te begryp en te kon hoor wat sê hulle moet jy eers doen, hoe moet jy die ringe draai, hoe moet jy die piston uithaal en. En so kan ek aangaan. En waarom pas dit dan in binne kinders wat belydenis van geloof af lê en 'n handleiding nodig het vir my en vir jou wat nog steeds gelowig is en wil bly en altyd wil groei en verdiep in ons geloof om 'n handleiding te hê om daarna toe te verwys. Die rede hoekom ek daarna verwys is, ek en jy moet ons eie handleiding verstaanbaar skryf. In ons eie taal en ons eie begrip na die beste van ons vermoë. En dit is nie so eenvoudig nie en dis nie altyd maklik nie. Want hoe gee ek en jy antwoorde op 'n duidelike manier volgens 'n handleiding? Handleiding dalk net vir onsself, maar wat logies ander mense rondom ons beïnvloed. Op so 'n wyse dat dit impak het en dat die mense tot begrip en besin kan kom wanneer hulle na hierdie handleiding kyk wat uitspeel vanuit my binneste uit. En die ding is, wanneer dit kom by geloof, is daar nie net een klinkklare antwoord op hoe 'n handleiding moet wees nie. Ek wens, ek kon vanoggend vir ons almal 'n handleiding gee en sê, hierdie is die 10-stap handleiding van hoe om die perfekte gelowige te wees. Maar ek dink dit sal hoogmoedig van ons wees om te dink dat ons greep kan kry op wie die Here is en wat die Here vir ons beteken en wat die Here vir ons bedoel in hierdie wêreld. Ons kan nie dit begryp nie. Ek en jy is te klein om te kan besef hoe groot en wyd en diep die liefde van die Here strek. So daarom ja, is die tema vandag 'n handleiding tot geloof. En eintlik in die voorskrif van hierdie handleiding wil ek vandag vir jou sê,
Ons gaan nooit ooit 'n greep kan hê op hoe groot die Here se liefde is nie, en hoe wyd en hoe ver dit strek nie, ook nie sy genade nie. Maar wat ek vir jou kan sê in hierdie voorskrif van die handleiding is, die genade van die Here is vir my en is vir jou. Die genade geskenk van die ewige lewe om in teenwoordigheid van die Here te leef, is geskenk vir my en vir jou. Daar is niks wat jy hoef te doen, of meer moet doen, of meer kan doen, om meer genade te kry nie. Jy het dit reeds ontvang. En dis wanneer ons dit vier, wanneer ons openbaar ons belydenis aflê, om te sê, Here, ons glo dat U genade vir my is. In ons tradisie, in die gereformeerde tradisie, verpak ons dit binne 2 genade tekens. Die doop, waar ons sê, Here, U het my gekies, al het ek nie verstaan nie. Ek het gekies om 'n pad te stap. En ja, my ouers het die verantwoordelikheid gevat om my te leer, na die beste van hulle vermoë van wie hy is. En hopelik het net nie ouers nie, ook ons as gemeente, die ruimte geskep vir die mense, om dalk net 'n stuk nuuskierigheid te kweek, om te besef dat die Here 'n pad stap. Hoe dit lyk en hoe presies dit lyk, nog nie presies uitgeklaar nie. Maar eintlik die vrymoedigheid is om te sê, dis 'n konstante proses wat nog steeds gaan aanhou. En daarom is dit geldig vir my en vir jou ook vandag. Al lê ek en jy nie vandag ons openbare belydenis van geloof af nie, en sien ons hoe mense dit gaan aflê in die kerk, is dit steeds geldig vir my en vir jou om te sê, ons moet altyd ons handleiding skryf, groei in ons geloof en iewers uitkom. Maar ons werk altyd van die staanspoor af, dat die Here het my gekies, het jou gekies, en sy genade is 'n geskenk wat ons reeds het. Dan, die ander genadeteken wat ons gebruik is die nagmaal. Die feit dat ons glo dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het, en ons die lewe in alle volheid kan geniet, en ons nooit ooit alleen is nie. En dat ons kan weet dat sy bloed vir ons gestort het, en sy liggaam vir ons gebreek is, vir die volkome afwassing en versoening van ons sondes. Nie die doop nie, maar die nagmaal. En dit sal gestaan het in die voorwoord dalk van ons handleiding. En dan bring dit ons by Lukas 10, wat so 'n bietjie riglyne is. Nou 'n handleiding het ek bietjie gaan kyk, en volgens die definisie in die Woordeboek staan dit is 'n gids wat gebruik word vir die aanleer of die doen van 'n taak of gebeurtenis. Nou wanneer jy sê dis alleen 'n gids, maar nie 'n klinkklare antwoord nie, dan dink ek wanneer ons na die Bybel toe kyk, kom ons 'n stukkie nader aan wat die waarheid is. So met Lukas 10 moet ons inlees dat die 72 eintlik ek en jy en hierdie jong mense is wat belydenis van geloof aflê. Ons is deel van die 72 wat uitgestuur word, en dat ons riglyne kry van hoe ons uitgestuur word in die wêreld. Ons lees vanaf vers 1 wat sê, hierna het die Here nog 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek wat hy nog wou besoek. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min, daarom moet julle bid tot die Here, aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, kyk ek stuur julle soos lammers tussen die wolwe in. Moenie 'n beursie of 'n reisak of sandale saamdra, en moet niemand langs die pad groet nie. Watter huis julle ook al binne gaan, sê eers vrede vir daardie huis. As daar 'n vredelievende mens woon, sal julle vrede op hom rus, anders sal dit na julle terugkeer. Bly in dieselfde huis, terwyl julle eet en drink, wat julle aanbied, en wat die arbeiders, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis rondtrek nie. As julle in die dorp kom en mense verwelkom, julle eet wat julle voorgesit word. Maak siekes wat daar is gesond, en sê vir hulle, vir julle is die koninkryk van God op hande. Maar as julle in 'n dorp kom, waar julle nie verwelkom nie, gaan dan in die strate en sê, selfs die stof van julle dorp, wat aan ons voete kleef, vee ons af, as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is op hande. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op daardie dag draagliker wees, as vir daardie dorp. Nou hier word 'n klomp riglyne gegee vir ons wat uitgestuur word in die wêreld om ons handleiding uit te leef en mense te beïnvloed. In die eerste plek moet ons hoor dat die Here eintlik iets in ons toevertrou.
of iets aan ons toe vertrou, 'n verantwoordelikheid aan ons toe vertrou, om na die dorpe toe te gaan en aan die mense toe te gaan, en mense wat ons baie kry se lewens te kan aanraak, mense wie hy nog so graag wil aangeraak het, wat hy so graag wou besoek. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot en die arbeiders min, daarom bid dat die Here hierdie oes, aan wie die arbeiders behoort, die oes behoort, daai mense kan uitstuur. En dit bly sluit aan. En nou sê hy vir hulle, gaan nou, kyk, ek stuur julle soos lammers tussen die wolwe in. Vir my en vir jou, om ons handleiding uit te leef en 'n verskil te probeer werkstellig en aan te sluit by dit wat God reeds mee besig is in ons wêreld, verg 'n stuk waagmoed. Veral in ons hedendaagse samelewing, waar daar so baie verkeerde goed of vals goed gesê word oor die Here, en die Here se naam met baie respek gesê word, baie keer verkeerdelik gebruik word. En eintlik op 'n manier gebruik word om 'n stuk autoriteit oor te dra, en eintlik 'n stuk eie selfsug te laat bewerkstellig. En daarvoor moet ons waak. En dis moeilik om hierdie handleiding nou uit te leef, om daarteen op te staan, of te sê, hoorie, maar hiermee kan ek myself nie vereenselwig nie. Want wie is ons om met die Here te stry, wanneer iemand sê, so sê die Here? Dit is nie so maklik nie. Maar ons moet so oortuig word, en oortuig wees oor van dit wat ons glo, van dit wat ons in ons handleiding skryf, en met die vrymoedigheid gaan, met dit wat die Here vir ons toevertrou het, om 'n verskil na buite toe te gaan. Dan hoor ons dat moenie 'n beursie of 'n reissak saam met julle neem nie. En langs die pad mense groet nie. Wees doelgerig in die eerste plek. In die tweede plek moet ook weet dat jy binne afhanklikheid leef van die Here. En dan op die einde moet ek en jy weet dat dit 'n stuk nie net waagmoed vat nie, maar oortuiging vat van dit wat waarin ons glo, om op te kan staan vir dit wat ons in glo, om dit met vrymoedigheid te kan verkondig, sodat ons mense se lewens kan aanraak. Ek en jy sit vandag hier, en ons is nie een van die 19 wat vandag belydenis van geloof aflê nie. Maar wanneer ons na gedeeltes soos Lukas 10 luister, dan besef ons dat die Here aan elkeen van ons 'n saak toevertrou, in ons glo. In die tweede plek weet ons dat dit nie gaan maklik wees nie, dat ons soos lammers tussen wolwe ingestuur word, en dat ons gaan waagmoed moet hê om 'n verskil te wees en 'n verskil uit te leef. Om nie bang te wees vir dit waarin ons glo nie, maar met oortuiging, met selfvertroue, met selfversekerheid navorsing te gaan doen oor waarom ons glo wat ons glo, sodat dit so deel word van wie ons is, dat ons nie anders kan as om dit dood eenvoudig net daarvoor op te staan en dit uit te leef nie. Mag ek en jy altyd die waagmoed hê om vir die Here op te staan. Mag ek en jy die wysheid hê om ons handleiding met integriteit te skryf. Mag ek en jy altyd tyd daarvoor maak om te investeer in onsself deur na die woord van die Here te bestudeer, sodat ons nie een van die vals leraars en vals verkondigers sal wees nie, maar een van die 72 is en wil wees wat die Here uitgestuur het. Nie vir myself nie, maar vir hom om 'n verskil te maak in die wêreld daar buite. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U Uself met ons bemoei. Dat U ons toevertrou om so baie dinge vir U te moet doen in die wêreld waarin ons self bevind. Here, dis nie altyd maklik nie, maar mag ons nooit mismoedig word nie. Mag ons altyd die waagmoed hê. Mag ons altyd die vrymoedigheid hê en die vertroue in ons handleiding om dit uit te kan leef en mense se lewens te kan aanraak. Maar Here, mag ons ook investeer in die jong mense in ons lewens en ook in die mense rondom ons. Mag ons mekaar aanraak en mekaar se lewens 'n verskil maak. En mag ons U liefde, integriteit gee deur die manier hoe ons optree. Amen. Ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.